Hallo en hartelijk welkom. Suid-Afrikaanse demokrasie is onder aanslag. Die grondwetlike scheiding van magte is geskend. Die beginsel van vryheid van spraak is verkragt. Die land het 'n despotiese bestuur in die parlement en in die regering. Wel, dit is maar van die kommentare na donderdag aand se chaotiese omstandighede in die parlement tydens die staatsrede van president Jacob Zuma. Eers was daar luide verzet van die oppositiepartye omdat die selfoonsyne in die parlement geblokkeer is. Pas nadat president Zuma sy staatsrede begin het, is EFF-LP's hardhandig uit die parlement verwyder in opdrag van die speaker Baleka Mbete. En uit protest dat die polisie se openbare orde polisieeringseenheid ingespan is om in die parlement in te gryp, het al die DA-LP's ook die parlement verlaat. Die ANC het oppositiepartye beskuldig dat hulle optrede 'n berekende publisiteitsfoefie was om die staatsrede te ontwrig. Die EFF se LP Floyd Shivambu het gewaarsku dat die party volgende keer gewapen gaan wees as hulle weer sulke behandeling kry. Die speaker is opnuut beskuldig van politieke partydigheid en minagting van die grondwet. Op haar beurt het Mbete, die leier van die EFF, glo 'n kakkerlak genoem. Die verwikkelinge is wyd veroordeel, ook vanuit die buiteland. Vanaand probeer ons sin maak van hierdie stand van sake. Ons gaste is advokaat Dali Mpofu, voorsitter, die nasionale voorsitter van die EFF, Anshin Dreyer, parlementêre caucus voorsitter van die DA en Dr. Pieter Mulder, leier van die Vryheidsfront Plus. Ons het ook die ANC herhaaldelik uitgenooi, maar hulle wou nie 'n forum deel met die EFF nie. Nou hierdie is 'n forum vir debat, soos die parlement, so dit staan mense 'n bietjie dronk. Maar in elk geval, kom ons los dit nou maar daarso. I want to start with you, Dali. We all knew in advance there would be trouble. We all knew in advance, given what happened on the 21st of October last year, that you would be thrown out of the parliament. So why did you go ahead with it, knowing what was going to happen? Well, it was not a secret. We said in advance, I think in December last year, that whenever President Zuma appears in Parliament, we will be resuming where we left off. And we said the reasons why that was the case, because he has evaded coming to Parliament. We were not sure if we were ever going to see him again until the next SONA in 2016, because according to the ANC, what they said last year was that Parliament was not conducive for him to come there. But do you think you achieved anything? Oh yes, we achieved a lot. What? I think all South Africans, well, we've exposed the fallacy that the ANC is prepared to comply with the Constitution, to understand the multi-party democracy, what the nature of our democracy, that is not a majoritarian democracy, and that they'll go as far as to have the executive actually interfering with the workings of Parliament. And of course, the bias of the speaker, I mean, the less said about that, the better. So the more we expose those kinds of things, and for all South Africans, and I think the general public is now very, very disturbed by what they saw. And your reaction to Mbete, the speaker, actually calling Julius Malema a cockroach? Well, that's very sad indeed, because that's, the history of that term in Africa, in Rwanda, when people were called cockroaches, 800,000 people were killed, because the implication is that, what do you do with cockroaches? You apply doom to them. So, it's again another sign of desperation. That kind of language shows that the ANC is on the back foot. They realize that the game is over. It's a question of time before they are out of power at the rate that they are going. Anshin, en dan by julle, hoekom het julle uitgeloop? Ons verstaan dat dit gaan oor die polisie en julle wou nou 'n punt gemaak het, maar julle het ons tog baie duidelik beswaar gemaak. Julle het oor die jamming en blokkade en ons kan nou daaroor praat. Het julle tog nou 'n soort van 'n klein oorwinning behaal? Hoekom moes julle toe nog uitloop ook nog? Vreek, wat donderdag aand gebeur het was baie ernstig en die DA voel baie sterk daaroor. En dis een van die redes hoekom die DA voor die tyd reeds besluit het om in swart aangetrek die parlementsopening by te woon, en dit is hoekom ek vandag nog in swart daar is om hierdie somber gebeurtenis eintlik te weerspieël. Want wat ons gesien het is 'n suiwer misbruik van staatsmag op verkose verteenwoordigers, mense wat verkies is in 'n verkiesing baie onlangs, wat geweld uit die parlement uitgegooi is, omdat hulle vrae gevra. Dis wat ons werk is, dit is wat ons moet doen. En dit gaan baie verder. Binne die reëls, né? Binne die reëls. Ons kan nou by die reëls kom. Ja, goed. Maar in elk geval. Ja, hulle is met geweld verwyder omdat hulle vrae wou vra.
daar is 'n oortreding, daar was 'n verbreeking van die skeiding van magte binne die parlement tussen die wetgewende, die uitvoerende en die regste in die Dit is onder die polisie nou ingebring het, want hulle val onder uitvoerende gesag. Dit is 'n basiese onderbou van demokrasie. So dit is 'n aanslag op die demokrasie. En dan is daar met die uitblokkering van die syne. Dit was nie net die uitblokkering van selfoonsyne waarteen ons beswaar gemaak het nie. Dit gaan baie verder. Die SAIK byvoorbeeld het verbied dat enige kommentators enige kommentaar in hulle studios en hulle ateljee's lewer oor waar aangaan. Die parlementêre TV is aangesê om net op die speaker te fokus wanneer daar enige onlus of wanorde in die parlement plaasvind, sodat die gewone kyker daar buite nie kon sien wat die EFF of die DA LPs daar doen nie. En die leë banke is ook skaars gewys. Mense moet laat die tyd op privaat video's wat geneem is en op YouTube en op Facebook verskyn het, moes hulle dit daar sien. So wat ons hier sien is so 'n totale aanslag op die boodskap wat uitgaan en 'n onderdrukking van die vryheid van spraak. Dit is baie belangrik en ek dink hiermee kan mens nou sien hoe dit voel vir mense wat in kommunistiese lande soos Noord-Korea en Cuba woon. Goed, kan ek jou net daar onderbreek net vir Pieter Verhaai. Ons weet hy was professor in kommunikasie gewees oor die hele beginsel van vryheid van spraak en daai blokkasie van die syne. Hoe voel julle daaroor? Wel, dis baie ernstig. Ek dink dis die ernstigste ding en dis regtig grondwetlike krisis. Die grondwet sê in die reëls van die parlement. Parlement is oop vir die publiek en vir die media. Nou laat jy die media toe, maar jy blok hulle dat nie kan kommunikeer nie. Nou die vraag, ons het 'n punt van orde gevat dat dit eintlik suksesvol was om te sê dit kan nie so aangaan nie, ons kan nie voortgaan as dit nie regkom uiteindelik nie. Dit het toe reggekom. Toe het ons dit opgevolg deur te sê ons wil weet wie dit besluit. Want die harde werklikheid en dis wat Dali ook sê, is dit die minister, dan is dit uitvoerende gesag wat inmeng hier of is dit die speaker of watter rede. Onthou Okosa sê slegs veiligheidsinstansies mag sulke syne blokkeer. Dis die beheerliggaam van uitsaaiwese uiteindelik. Ja. Ons die hele storie van Ramaphosa wat die briefie skryf aan die minister van intelligensie en daarna gaan dit weg is tog absoluut duidelik waar kom dit vandaan. Hulle sê vandag sê hulle nou dit was 'n misverstand of wat ook al. Ek dink is maar als deel daarvan plus wat aangesê. Die SAIK se opdragte, dit is skrikwekkend om nie te wys wat daar aangaan uiteindelik nie. Ons moet videoetjies neem, ons op ander maniere die boodskap uitkry vorentoe. En dan moet ek terugkom na die speaker toe soos hulle gesê het. Dis baie ernstig die kakkerlak storie nou. Want hy ons te moeite vir wantrou in die speaker gesteun het eintlik saam met al die ander partye. Sy moet Dinsdag voorsit. Weer neutraal optree. Die naweek is sy in haar politieke rol en sy sê die EFF-leier is 'n kakkerlak. Maak nie saak wat sy dink nie. Sy verstaan nie die verskillende rolle uiteindelik nie en dis van die begin af 'n probleem. Ek dink nie sy kan voorsit terwyl sy so haar vooroordeel dui nie. Dit is presies waar ons moeilikheid begin. Nou wat gaan julle nou doen omtrent haar? Wel, ek dink ons moet van ontslaa raak. As ek net weet hoe, ons het al 'n mosie vir wantroue probeer gesamentlik uiteindelik. Ons het van haar ontslaa raak, ons moet die president ontslaa raak, maar dis nou 'n ander onderwerp wat nie nou al hier is nie, want dis waar die probleem kom deurlopend. Die feit is ek dink sy het geweet van die seilblokkade uiteindelik. Ek dink sy het oorgereageer, sy het haar draaiboek voor haar gehad. Sy het nog nie regtig deur al die skuwe gegaan nie, weet. Op 'n sekere stadium kon ek sien sy raak paniekerig, sy het haar goedjies afgelees en toe sê sy verwyder die mense, want dit was vooraf beplan gewees uit die aard van die saak. Nou natuurlik het sy die mag om dit te doen. Dit is wel waar. Maar ek dink dit was duidelik hierso wat polisie nie. Wel, die polisie is 'n grys area op die ooreen. Ons het voorgestel in September maand. Die parlement moet sy eie beskermingsmag kry om enige onduidelikheid oor die weg te vat. EFF gaan na hof toe gaan, want die wet sê, daai wet oor privilege, dat sy kan opdrag gee met sy die opdrag gee. So dis 'n grys area. Ek dink die grondwethof moet ons sê of die parlement nie maar sy eie mag moet kry en nie dit moet doen nie, want dis presies waar die grys area kom dan nou. Freek, laat ek net hierby invoeg. Die DA glo Baleka Mbete is totaal en al onbevoeg om haar werk te doen. Sy is nie net onbevoeg nie, maar sy is ook daar gestel. Sy is eintlik 'n kader wat ontplooi is met die spesifieke doel om vir Zuma, een man, vir Zuma te beskerm. En dis wat sy doen. Maar sy is ook sy is reeds skuldig bevind. Sy was reeds ongeruimdhede betrokke jare gelede met haar bestuurderslisensie. Ons onthou dit, sy dink ons het vergeet daarvan. Sy dra openlik die kleure van die ANC, geel en swart, wanneer sy in die parlement gaan sit. So sy dra haar hart op die mou, haar kleure op die mou, terwyl sy daar as onafhanklike voorsitter. Ons het geen vertroue in haar nie en ons het reeds 'n klag ingedien by spesiale komitee van die parlement om haar dissiplinêr te ondersoek en vir moontlike sanksies teen haar te oorweeg. Kan ek een ding net nou interessant net, oom Henning Klopper. Helen Suzman het gesê, as dit nie vir oom Henning Klopper, stoere Afrikaner was as speaker in die ou dae nie, kon sy nie haar werk doen nie, kon sy nie haar vrae vra nie. Dis die tradisie waarin dit moet geskied, nie soos dit nou gebeur het eintlik absolute kaderontplooiing en eensaidig. We all know it's a grey area, the rules for Parliament, specifically for the State of the Nation addressed by the President. And the ANC want to change the rules now and act to make specific rules. Are you prepared to go along to give input in that? Yeah, no, of course, we're going to oppose any rules that are going to allow for repression, which is exactly what they did on Thursday. The
point is that it's a joint sitting of Parliament, and as the DA and ourselves did, you are allowed to raise points of privilege or points of order. And the Speaker was clearly, this was all pre-arranged. She was not prepared to listen. Even when she was asked, the last question that Julius Malema asked her was, under which rule are you saying that we should leave? And she didn't answer, because she didn't have an answer. And as Peter says, what she did was actually laughable. We raised a point of privilege, but because they had anticipated that we were going to raise a point of order, we knew we were going to sidetrack them. So then she just took up a piece of paper about points of order, which is not what we were doing. So it was total confusion. The sooner for her the time came to call those policemen in. And I mean, it's laughable. How do you think that in a democracy you're going to hide policemen coming into the house by simply giving them white shirts? I mean, within a few hours, some of those people had been identified. And yet, Thandi Modise basically lied to Parliament. Both of them lied to Parliament. Thandi Modise actively and Baleka by keeping quiet when the question was asked specifically by the DA, are these police people? And they wouldn't answer the question. They obviously knew that these were police people. Freke, miskien moet ek net byvoeg, is op daai punt wat die DA toe besluit het om uit te loop, want ons het herhaaldelik gevra, Musi Maimane as parlementêre leier en toe John Steenhuisen ons hoofsoup het herhaaldelik gevra, is dit die polisie en wie het hulle opdrag gegee? En sy wou nie eintlik ja of nee sê nie, maar toe het sy op 'n stadium per implikasie erken. Dit is tog die polisie. Ja. En op daai punt het ons besluit om te loop. Dit was nie vooraf beplan nie, want ons kon nie die omstandighede presies voorsien nie, maar toe het ons besluit en dit was 'n beginselbesluit. Want hier vandag Donderdag was dit die EFF wat in die kortste end getrek het. Volgende keer is dit dalk die Vryheidsfront en daarna die DA en dan is daar niemand meer wat oorbly om ons grondwetlike regte te verdedig nie. So ons moes 'n punt maak en opstaan vir ons grondwetlike regte. Goed, nou maar wat nou vorentoe? Wat gaan volgende week byvoorbeeld gebeur? Wel, ons weet nie wat gaan gebeur nie, ons sal moet wag en sien. Maar ons gaan in die debat deelneem en ons gaan ons baie sterk uitdruk en ons sal baie krities wees uit die aard van die saak, maar dan sal ons al ons argumente op die tafel lê. Goed, Pieter, ek is nou weer terug by jou. Ons gaan net 'n bietjie handelsnuus luister en dan wil ons ook 'n bietjie gesels as ons kan oor die inhoud van die president se toespraak en die visie vir die toekoms wat ons graag wil hê. Ons is nou terug. Welkom terug. Ons bespreek die chaos in die parlement van verlede donderdag aand toe die president sy staatsrede moes lewer en al die drama wat rondom dit plaasgevind het, die EFF wat uitgegooi is, die DA wat uitgeloop het en natuurlik al die drama en die beginsels wat in die grondwet vervat is wat volgens die oppositie daarmee saam dan verkrag is. So Dr. Mulder, ek dink daar is seker nou 'n gespanne atmosfeer tussen julle en die ANC. Dit voorspel niks goed vir die week wat kom nie. Wel, dit gaan 'n rowwe week wees. Ons gaan geleentheid kry om ons sê te sê en dis waarvoor ons daar is om te veg en die president te sê wat hy wil. Wat ek net wil byvoeg eintlik, weet die atmosfeer daarmee saam. Dis wat mense nie, dis die reëls en die bepaal nie. Toe ons beswaar maak teen die sein en die soort van goed wat gestuur is, toe die ANC kollektief begin skreeu ANC hande geklap. So die atmosfeer daarmee saam, en dis my vraag, is die ANC regtig liberaal-demokrate? Glo hulle in daai waardes? En ek sê vir jou nee, ons ken hulle, al die jare nog, hulle is magsdronk, hulle is diktator, autokraties in 'n sekere mate, en hier het ons vir eerste keer, die vernis was 'n bietjie af, toe hulle onder druk kom. Toe kom die ware ANC na vore, wat die president insluit uiteindelik, hulle glo nie regtig in die waardes nie. Die toets gaan kom die dag as die verkiesing verloor, gaan jy die mag oorhandig. En ek sê vir jou, dis wat Zimbabwe uiteindelik vasgehak het, hulle gaan dit nie doen nie. En dit is skrikwekkende van hierdie hele oefening. Ek sê hulle glo nie in daai waardes nie. Elke slag is onder druk kom. Vat maar met die openbare beskermer. As hy hulle aanval, dan wil hulle afdank. Die openbare vervolger, as hy kritiek uitspreek, dan wil hulle hom afdank. As die SEK kritiseer, dan kry hulle nuwe iemand. Kan ek een aanhaling lees net van professor Busia van Ghana. Hy sê a democracy in the last analysis depends on the character of individual men and women and the moral standards of the community. Rules governing elections may be made. Freedoms may be provided and constitutions and Bill of Rights may be passed. They will make arbitrary act easier to resist publicly, but they will by themselves not secure democracy. There are other rules which are unwritten, such as honesty, integrity, restraint and respect for democratic procedures. En dit het ons nie daar gehad nie. En dis wat my bekommernis is wat ek daar uit gaan haal het. Ek het die ANC in aksie gesien vir die toekoms en dis nie goeie nuus nie. Maar kom ons gaan nou na die toespraak self toe. Anshin, jy het nou geluister na die toespraak van die president, waarskynlik op 'n ander plek, want jy was nie in die saal gewees nie. Maar wat is die gevoel wat jy gekry het? Het jy gevoel gekry dit is 'n man wat in beheer is van beleid en die rigting vorentoe?
Freek, wat hy gesê het is eintlik irrelevant, want sy woorde is net 'n rookskerm en 'n misleidingsaksie van die werklike toedrag van sake in die land. En hy's 'n meester met newspeak, soos wat dit deur George Orwell beskryf soos in 1984. Die misleiding van die bevolking deur politieke leiers, deur dinge te sê wat nie daar is nie. En dit is wat hy gedoen het. Wat die werklike probleem in die land is, ons praat van die verval van staatsdepartemente wat deesdae nou ook selfs by die inkomste diens na vore kom, wat ons sien, dit is baie kommerwekkend. Dan sien ons van staatsbeheerde ondernemings, van die poskantoor tot die Suid-Afrikaanse lugdiens, almal val uitmekaar uit. Die nasionale vervolgingsgesag wat reeds genoem is, hoe dit uitgehol is en eintlik nou ontman en ontmagtig word. En dit is suiwer om een man, om Zuma te beskerm. Ons praat van die 23 miljoen rand as 'n bonus aan Eskom se uitvoerende hoof Brian Dames. En dan die kragkrisis, wat ons hoor, nee, dis nie 'n krisis nie. Wat die ekonomie reeds, wat is dit, 300 miljard rand. Freek, dit is 300 000 miljoen rand gekos het. Dit is die werklike dinge waarmee Suid-Afrikaners elke dag worstel. En Zuma beskou dit nie as 'n krisis nie. En net vir perspektief, miskien die president het aangekondig 23 miljard rand gaan gegee word vir Eskom. So. Ja, die vraag is of dit salarisse gaan of vir bonusse of dit vir instandhouding gaan. Dis die kern. Wat ons sê is die woorde wek, maar voorbeelde trek. Dali, so what do you want to see actually happening in this country? What is the most important policy issue for you? Well, the most important issue is inequality. I mean, the fact that the poor in this country have had the shortest end of the stick, and the government is busy squandering even the little money that is there through corruption. And I agree with Anghen, because there is no ways that you can believe anything that Zuma is going to say about corruption, for example, or even about Eskom, because according to him, Eskom can only be blamed on apartheid. I mean, what kind of nonsense is that? And Jan van Riebeeck, yeah, Nogal, yeah. I mean, what kind of nonsense is that? This is not a man who can give you a vision on anything. All that he has is a bunch of ministers who are beholden to him because he's given them jobs, and they're going to clap hands, as Peter says, even as he's dragging the country down to the mud. And that is exactly what is happening. We cannot have a situation where the country is dragged down to protect one man from facing corruption charges and from answering a simple question. I mean, this thing is very simple. The public protector said that he must pay some of the money for the those so-called non-security upgrades. Yes. And that is all. If he had even answered the question to say, look, I'm prepared, I'm going to pay 20,000 rand or whatever it is, you know, he could have gone on with his State of the Nation. But we are not going to allow him to distract us with all those platitudes and empty promises without addressing the real issues that our people are facing. En dan Pieter, die hele kwessie van grond, dink ek, moet seker, dis een ding waaroor hy baie pertinente paar uitsprake gemaak het, byvoorbeeld dat daar die plafon is van 12,000 hektaar en net 2 plase per persoon. Ja. Wel, kom ek sê, dit illustreer 'n totale wanbegrip vir 'n moderne landbouekonomie. Dit stuur 'n verskriklike botsende boodskap na die buiteland toe. Aan die een kant gaan hy Davos toe en hy smeek vir beleggings, aan die ander kant die aankondiging rondom grond op hierdie stadium. Die landbouers het 'n afspraak met hom in Maart maand om te onderhandel oor die grondgoed. Hulle kom met voorstelle. Nou kondig hy klaar hierdie soort van goed aan wat totale vertroue breek. Maar ek wil net iets miskien byvoeg, weet, vir my was dit skokkend en ek het gesê na die ding ook dat hy doodstil gesit het en nie gereageer het nie. 'n Leier, 'n sterk leier, enige drama. Wel, na die drama, ja. Enige leier, hy het net gegiggel. Enige leier sou daarna iets gesê het, daarna verwys het, hy kon 'n grappie maak, hy kon getroos het vir die wêreld. Demokrasie staan, die grondwet staan. Hy maak of dit nie bestaan nie en hy gaan net aan. En as ek kan byvoeg, onthou ek het as adjunkminister die kabinet Legotla bygewoon. En daar was 'n permanente debat tussen meer vrye mark teenoor sosialisme. Dit lyk my nou die pendulum het na die sosialisme toe geswaai as ek na die aankondigings lyk as gevolg van hulle. Nou, dit is nou sosialisme uiteindelik in die Vryheidsmanifest en dis wat applous uitgelok het elke slag van die ANC kant af as die grond gaan weggevat word. Die ander soort van goed van skenkings en die was 'n totale stilte geweest. Uiteindelik sê hy vir die mense, stem vir 'n beter lewe. Moenie werk vir 'n beter lewe nie. Julle vir ons stem, ons sal sorg. Dit kan nie so werk nie. Dis sosialisme. Ek sê vir jou, as die Oos-Duitsers
nie kommunisme kan aanslaag nie, gaan niemand anders nie. Duitsers moet dit laat werk. Dit het nog nêrens gewerk nie. En dis 'n bekommernis as jy hele toespraak ontleed, die pendulum daarna toe. Waarskynlik 'n reaksie op die EFF, ja. Dis 'n verdere manier waarop ons demokrasie ondergrawe word, is deur eiendomsreg. Eiendomsreg, behalwe die skeiding van magte en die vryheid van spraak, is eiendomsreg 'n ander baie belangrike fundament, 'n pilaar. Maar jy sê dan so lekker knus nou hier so langs daar lê. Dis presies wat hulle wil hê. Wel, ek sê gaan nie met hom saam daarmee. Eiendomsreg is fundamenteel en die DA sal daarvoor veg solank as dit nodig is. Maar die ANC slag, elke slag is om ons in mekaar se arm te dryf. As hulle die selfsoen steur, dan skielik is ons by mekaar. Of ons nou wil of nie wil nie, ons vyand is jou ander kant is ons vriend. En dis wat gebeur. Kom ek vat net die gekheid van die hele ding toe dit almal uit is. Toe lag hy so senuweeagtig en toe maak die spreker nou die voorsteur verskoning teenoor hom. Jammer daarvoor. Waarvoor maak sy verskoning? Die olifant in die kamer, weet almal, is Nkandla. Dit word nêrens genoem nie. Die probleem in die kamer is die president. En sy maak vir hom verskoning, as ons dit nie gaan ontslaa raak nie, gaan ons nie deur hierdie druwe kom nie. En moenie vergeet van die 783 klagtes van korrupsie, geldwasery teen hom nie, wat hy probeer wegkom en met die spy tapes in die DA gaan dit nie los nie. Ons sal aanhou solank as wat dit nodig is totdat ons hom in die hof kry waar hy moet antwoord op daai vrae. En ons gaan alles doen wat nodig is om te probeer sorg dat daai aanvanklike besluit om die klagtes terug te trek hersien word. And in terms of land, you probably think that he's not going far enough. No, of course he's not. I mean, this is where I part ways with my colleagues here. Yeah. And I think as Peter says, we as South Africans in the opposition are united on one thing, which is to uphold the values that are in our constitution. We have our big ideological differences, as you can tell. In fact, ironically, when it comes to ideology, the ANC and these two parties here, they all agree on the NDP and those kinds of things. But I think one thing that is very clear is that even the NDP, even those people who believe in the NDP, it will never be produced by somebody like Zuma because he has just got so many personal issues to deal with and to be evading the law, closing state security agencies every time they come close to, to his corruption charges. So you can't have a collapse. Because this country, the constitution is really collapsing. What happened on the 12th of February in history will be remembered as the point at which really we got to the point of no return. It's the same thing that they did in Marikana. It's the same thing that they do every time, as Peter correctly says. The true time to test the character of a person is when they're under pressure. That's correct, and yeah. Every time the ANC is under pressure, they completely take away the constitution and then the true colors show up. Ja, maar dit is nou baie maklik vir kiesers om nou na hierdie ding te luister en vreeslik moesmoedig te word en hopeloos raak en dink waarheen gaan ons, is daar nog hoop? Maar ek wil ook sê daar is nog hoop en dit kan anders wees, dit hoef nie so te wees nie. Ons het reeds 'n bewys daarvan in die Wes-Kaap en in Kaapstad waar die DA regeer. Dit is watervoorsiening, ons het verkeersligte. Nee, ek het reg om dit te doen. 'n belangrike ding. Ekskuus Antje, laat ek net om laaste kans gee, dan moet ons afsluit hoor. Wat die toekoms betref, hofsaake nou eers om die goeders uit te sorteer. Daarna moet ons vasstel wie die selfoonsein geblokkeer, ons moet dit weet. En dan dankie vir mediavryheid. Met ander woorde, ek was op die kommunikasiekomitee. Die feit dat ons gemeenskapsradiostasie het, dat ons kyk net het, maak dit nie kan doen wat Mugabe gedoen het om alles toe te maak nie. Hy gaan nooit weer daai goeders terugtrek nie. En dan moet ons ontslaa raak van Zuma uiteindelik en mense moet stem met ons in die parlement bly om hierdie geveg voort te baie jammer, maar ongelukkig is die ANC nie hierso nie omdat hulle gekies het om nie hier te wees. Dat sê ook miskien iets. Dankie vir die saamkyk. Jy kan ons ook op Facebook kry onder die naam Robinson Regstreeks of jy kan my direk kontak op Twitter. Kommentaar of programidees kan jy aanstuur na freek@foxfood.co.za of bel ons gedurende kantoorure by 011 544 1136. Mooi bly. Alles van die beste. Totsiens.